Liewe vriende, ek is Dani van Dijk en ek deel baie graag met u 'n gedagte rondom 3 van die disippels waarvan ons baie min weet. Dis Jakobus, Thaddeus en Simon. Nou, ons lees amper niks in die Bybel van hulle 3 nie. Hulle was doodgewone, normale mense en hulle is dalk die mense waarmee baie kan identifiseer. Hulle was nie op die voorgrond gewees nie en ons lees nie eintlik dat hulle enige iets gedoen het nie. Nooit iets gesê, nooit iets gevra nie. Behalwe in Johannes 14 vers 22, onthou, dis nou die gedeelte waar Jesus met die disippels begin praat, vir hulle sê, hy gaan weg, hy gaan aan die Vader toe en hy gaan terugkom en hulle kom haal sodat hulle ook kan wees daar waar hy is. En dan in vers 22 staan daar, Judas, dis nie die Iskariot nie, sê vir Jesus, Here, hoe is dit dat u aan ons, u sal openbaar en nie aan die wêreld nie? Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my liefhet, sal hy my gebooie bewaar en my Vader sal hom lief hê en ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. En kry ons dan weer op hierdie vraag baie belangrike inligting van Jesus wat hy vir ons gee. Hulle was altyd stil, hulle was op die agtergrond gewees. Hulle was deur Jesus persoonlik gekies om deel te wees van die 12 wat saam met hom geloop het, wat deur hom persoonlik opgelei is. Jesus het vir hulle gebid. Jesus het hulle bewaar en hy het saam met hulle geloop. Hulle 3, al lees ons baie min van hulle, het 'n baie belangrike rol gespeel in Jesus se lewe en in die vestiging van sy kerk hierna. Al lees ons selfs in die geskiedenisboeke baie min van hulle. En dit is vanaand met ons ook dieselfde. Miskien sien ek myself nie as iemand wat op die voorgrond is nie, iemand wat dalk nie baie praat nie, wat nie baie vrae vra nie, wat nie baie prominent is en baie prominente rol speel nie. Maar net so belangrik, deur Jesus persoonlik uitgekies, gehandpick deur Jesus om saam met hom te loop. Ek is deel van sy liggaam. Ek is deel van 'n lid van sy liggaam. Miskien nie die belangrikste lid nie, maar 'n lid wat onontbeerlik is in sy liggaam, waarsonder hy nie kan klaarkom nie. Nou, hulle het ook die vis uitgedeel. Hulle is ook deur Jesus uitgestuur op die sendingreise. Hulle het ook offers gebring. Hulle moes ook op 'n stadium alles gelos het en agter Jesus aangeloop het. En dit was vir hom belangrik. Hulle 3 was ook van die wat in die hoëpriesterlike gebed ingesluit was, toe hy gesê het, Vader, ek wil hulle my heerlikheid toon wat U aan my gegee het. So, hulle was net so belangrik. Daar was nie ander disippels belangriker as hulle nie. Al lees ons nie veel van hulle, al het hulle nie veel gesê nie, en al het hulle dalk ook nie vreeslik baie gedoen nie, was hulle net so belangrik. En dit is met ons elke een. Ons het 'n plek in God se hart. Ons het 'n plek in God se lewe. En daar's niemand anders wat die plek kan vul in God se hart, wat ek of wat u kan vul en kan volmaak nie. Ons is ewe belangrik vir hulle. Hulle word, wanneer daar nou 'n lys gegee word van die disippels se name, is hulle omtrent heel onder aan daardie lys. Nou wat interessant is, hierdie 3 was selote. Nou, ons lees daar in Matteus 10 vers 4, daar staan Simon Kananites. Kananites beteken seloot. Nou, 'n seloot was die verregse party, politieke party in die tyd van Jesus. So hierdie 3 kom uit die ekstreme regse politieke groep. Nou kan julle nou vir een oomblik dink, dat saam met hierdie disippels wat uit hierdie regse politieke groep kom, is daar aan die ander kant Matteus die tollenaar. Nou kan julle nou dink om hulle almal bymekaar te gebring het. Maar net soos die ander, net soos Petrus geheilig moes word in sy persoonlikheid, net so moes elke een van hierdie 3 ook geheilig word. En so moet ons
ook geheilig word. Jesus kom staan by ons stil, hy kies ons met die hand uit, hy loop saam met ons, hy kom woon binne in ons, en hy is besig om ons dag vir dag te leer, te onderrig en op te lei en te maak wie hy wil hê ons moet wees. So hulle kom van die regse groep. Nou, dit nou maar net so terloops op die ou end, was hulle dan die groep gewees wat op Masada almal hulle self om die lewe gebring het toe die Romeine Masada ingeneem het en hulle bo dood gekry het daar op die berg. Nou, net interessantheidshalwe in Handelinge, hoofstuk 1 vers 6, onthou, Jesus het nou opgestaan uit die dood. Toe Jesus in die graf was hulle moed weg, hulle was platgeslaan, hulle hoop was weg, Jesus was dood, hy was die een wat die wonderwerke gedoen het, hy was die een wat gepreek het, hy het alles goed, nou is hy weg, hy is dood, en dan staan hy op uit die dood, en hier kry hulle nuwe moed, en in Handelinge 1 vers 6, vra hulle, Here, gaan u in hierdie dae weer die koninkryk vir Israel oprig? Hier het hulle nuwe moed en hulle dink, nou gaan Jesus hulle verlos van die Romeine, en Jesus sê vir hulle, dit gaan julle nie aan my tye en geleenthede te weet nie, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Daar was 2 Jakobusse, en die een was Johannes se broer, en dan hierdie Jakobus. Lebbeus is ook genoem Thaddeus, en dan Simon Kananites, of Simon die Seloot. Nou na Jesus toe opgevaar het hemel toe, en die vervolging ontstaan het as gevolg van Stefanus se steniging, het hulle ook elkeen gaan sendingwerk doen, en word daar nie veel van hulle gesê nie, behalwe Thaddeus sê hulle het 'n gawe gehad vir genesing, en hulle het hom dan laat kom na die koning van Sirië, koning Adgar, en op pad daarin sê hulle het hy honderde mense genees, en dan by die koning gekom, hy genees die koning, en die koning het blykbaar kragtadig tot bekering gekom, en net daarna daar anargie in Sirië uitgebreek. Van Jakobus sien ons, daar's vir hom 'n standbeeld opgerig in Santiago de Compostela in Spanje. Nou, as jy nou die Camino gaan stap, en jy kom aan die einde van die Camino, dis waar die standbeeld van Jakobus is. En so het hulle elkeen 'n plek gehad, nie op die voorgrond nie, hulle was nie die gesienes, hulle was nie die wat gepraat het nie, maar hulle het 'n plek gehad, soos elke een van ons 'n plek het. Miskien voel jy baie keer, ek is die minste van almal, ek is die nietigste van almal, ek is maar altyd op die agtergrond, daar's al die ander mense wat kan praat en baie dinge doen, en ek doen nie veel nie. Vandag word ons bemoedig deur hierdie 3, wat 3 van die 12 was, waarvan nie veel gesê word nie. En so gebruik die Here elkeen, en ons stap saam met hom, en ons stel onsself tot sy beskikking, dat hy binne in ons kan doen, dit wat hy graag in ons wil doen. Ons stel onsself tot die beskikking van die Heilige Gees, en so gee ek vandag elke een van u oor, aan die kragtige werking van die Heilige Gees van God, en mag die Here u baie ryklik seën hierdeur.